Ons lees die oordenking vir die 2de Oktober uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Marie. Die opskrif by vandag se gedeelte is spies en waterkruik. Ons teksvers uit 1 Samuel 26 vers 16 uit die Bybel vir almal vertaling lees soos volg: So seker soos die Here lewe, julle moet sterf, want julle het nie wag gestaan by julle koning nie. En hy is die gesalfde van die Here. Kyk, hier is die spies van die koning en die waterkruik wat by sy kop was. Dawid neem Saul se waterkruik en sy spies, twee onontbeerlike dinge vir 'n krygsman, en maak hom uit die voete. Hy gebruik hierdie kans om Saul en sy manskappe aan die Here se oppermag te herinner. Saul is God se gesalfde en hy moet hom afvra, tree ek soos 'n gesalfde op, uitverkies deur God vir 'n besondere taak? Dawid herinner ook vir Abner aan sy verantwoordelikheid om Saul op te pas. Met Dawid se optrede eer hy God. Indien hy Saul sou doodmaak en daarmee 'n einde aan sy vervolging bring, sou hy in guns by die mense, maar in onguns by God kom. Hy sou daardeur die aandag op homself as 'n dapper kryger vestig en nie op God as opperkoning nie. Dawid bring Saul egter ook tot verantwoording. Hy konfronteer hom. Saul moet vir hom sê wat hom so dryf. Wie en wat lê agter sy vervolging? Is dit eie eer, woede, ander mense of selfs die Here? Hy dwing Saul om na te dink. Wanneer ons in God se wil en plan optree, selfs wanneer dit oor 'n intens persoonlike kwessie gaan, rimpel die uitkoms wyd. God se roete lei ons na dieper insig. Daar's gewoonlik meer as een antwoord wanneer ons na hom luister. En gewoonlik word meer as een persoon deur die uitkoms geraak. Wanneer ons gehoorsaam is, seëvier God elke keer. Here, ek wil u blindelings volg. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontak en webblad besonderhede in die inligtingsparagraaf van hierdie voorlesing. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat op hierdie platform beskikbaar is.